My liewe toehoorder, ek wil vanmôre voortgaan met ons reeks oor ken die Heilige Gees en so 'n bietjie met jou praat. Ons is besig om te praat oor die werk van die Heilige Gees in die hart en in die lewe van die mens. En ek vertrou dat hy vanmôre ook dan sy woord in jou hart sal oopbreek en dit vir jou sal moontlik maak om bewus te wees dat hy vanmôre in jou hart werk. Ek nooi jou om die woord van die Here saam met my oop te maak in Efesiërs hoofstuk 1 vers 3 tot en met vers 14. Paulus praat in die Efesiërs se eerste hoofstuk se 3de tot 14de vers oor die drievoudige werk van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees in die hart en in die lewe van die mens. Kom ons lees dit en ons hoor dan so sê die Here. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Soos hy, dis God die Vader, ons in hom Christus Jesus uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van sy heerlikheid, van sy genade waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Nou oor die Seun, in hom Jesus het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade, na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehae, wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël met die doel, om alle dinge wat in die hemele, sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. Nou die Heilige Gees, in hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordineer is, ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle, nadat julle geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlikheid. Net tot daar uit die woord van die Here. Ons gaan praat oor die werk van die Heilige Gees in die lewe van die mens tydens die ondervinding van redding of dan van wedergeboorte. Inleidend die volgende. Daar is 'n baie spesiale werk en ons het nou al stilgestaan hierby en 'n funksie van die Heilige Gees in die lewe van elke mens. Dis hy wat alles wat Christus gedoen en bewerk het aan die hart van die mens se lewe te kom voleindig en te kom doen. Daardie mens wat 'n keuse gemaak het om die genadige hand van God die Vader van redding aan te neem. Die orde van die saligheidsplan, as ons dit nou sou saamvat in die Bybel, is as volg. Dis God wat die sondaar roep tot bekering. Dis die mens wat reageer
op die hand en die uitreik van God die Vader, jy jou sondes bely, jy erken dat jy verlore is, dat Jesus alles vir jou gedoen het om gered te word, dat jy niks aan jou eie saligheid kan doen nie, en dat die Heilige Gees dit vir jou wil gee as 'n vrye gawe. Dis dan God wat hierop reageer, deur 'n uitspraak te maak van regverdigmaking, dat jy nie meer skuld het aan jou sonde nie, dat Jesus in jou plek gesterf het, en dat jy, omdat jy hierdie genadegawe aangeneem het, hy jou nou sy kind maak. Johannes 1 vers 12. God doen dan die werk van wedergeboorte, en dis waarby ons wil stilstaan vanmôre, deur die werk van die Heilige Gees, en die Heilige Gees begin 'n proses in jou lewe, waar hy jou gelykvormig maak aan die beeld en aan die lewe van die Here Jesus, wat hy in jou hart kom skep het. Hy kom skep 'n nuwe skepsel. En ons gaan stilstaan by hierdie ondervinding van wedergeboorte, en die proses daarna, wat noem ons dan in die Ordo Solitis of die weg tot saligheid, die proses dan van heiligmaking, 2 Korintiërs hoofstuk 3 vers 18. In die eerste plek dan, die Heilige Gees bewerk wedergeboorte. Johannes 3 vers 3, 5 en 6 is Jesus in gesprek met Nikodemus, 'n owerste, 'n dominee van die kerk, as ons nou dit in ons taal kan sê. En Nikodemus kom in die nag by Jesus en hy sê vir Jesus, jy moet van God af wees. Want jy doen sulke mooi dinge, dat dus nie anderster kan as om jou raak te sien. En Jesus se reaksie is, jy moet weergebore word, Nikodemus. En Nikodemus vra vir hom in vers 4, maar Here, hoe kan ek as ek 'n ou man is, terugkeer in die skoot van my moeder en weergebore word? En Jesus antwoord in Johannes 3 vers 5 en hy sê, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Vers 6, want wat uit die vlees gebore is vlees, jou eerste geboorte, maar daar kort 'n nuwe geboorte uit die gees. Nou Johannes 3 vers 5 en 6 het nou baie teorieë, wat ek nie nou by wil stilstaan nie, maar dit is nie verkeerd, dat jy 2 geboortes sien uit jou moeder, uit water, en 'n geboorte uit gees nie, maar ook, as jy na ander dele in die skrif kyk, Titus 3 vers 5, en Efesiërs 5 vers 26, wat hy praat van die reinigende werk van die woord, kan die water ook die reinigende werk van die woord wees, en die skepping van die Heilige Gees, maar die water is nie doopwater. Want jy word nêrens gered as jy gedoop word. En Jesus sê vir Nikodemus, daar is 'n nood in jou lewe om 'n tweede geboorte te hê. En dit is die werk van die Heilige Gees. Terwyl wedergeboorte 'n daad is wat God alleen aan die mens doen, is dit die Heilige Gees se werk om dit te vestig. En daarom as jy die Heilige Gees ontken, dat hy maar 'n krag is waarby ons in die verlede stilgestaan het, en nie dat hy God 'n persoon is wat in jou woon nie, verbeur jy die kans dat God enige iets van die saligheid aan jou kan doen. Wedergeboorte is die meedeling van geestelike lewe aan die persoon wat dood is in sy sonde en sy misdade. Ek gaan vir jou 'n teksvers lees, wanneer ons praat oor hierdie saak. In Efesiërs hoofstuk 2, net die volgende hoofstuk wat ons nou vanmôre saam gelees het, sê die apostel Paulus vir die gemeente in Efese, en julle het hy lewend gemaak. Met ander woorde, jy word doodgebore, geestelik doodgebore, en as jy Jesus aanneem, sê hy, julle het hy
lewend gemaak. Met ander woorde, hy het 'n nuwe skepsel geskep. En die Heilige Gees is die werker daarvan, wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig van die Gees, wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk. Wie van julle ken die EE3 nie? Maar die EE3 het 'n baie unieke manier om die evangelie met jou te deel. En die uitgangspunt van die EE3 evangelie aanbieding is, daar moet 'n dag wees, dat jy kan sê, ek was so, Jesus het my lewe verander, en daarom is ek nou so. En klem word gelê op die verandering wat God deur die Heilige Gees in jou lewe doen. So is dit dan God, die Heilige Gees, wat hierdie nuwe lewe meedeel. Galasiërs 5 vers 25 sê, as ons deur die Gees lewe, as die Gees nuwe lewe in hierdie dooie menswees wat in rebellie met God is, ingeblaas het, laat ons ook deur die Gees wandel. Jy kan nie met die Here wandel, deur die Gees wandel, as die Gees jou nie eers lewe gegee het. En dis 'n baie belangrike aspek. Dis God die Heilige Gees, wat ons lewe vernuwe, deur die daad van wedergeboorte. Titus 3 vers 4 en 5, ons het dit vanmôre nou aangehaal vinnig net, maar toe die geregtigheid van God, ons verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van die geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur wie? Die Heilige Gees, wat hy ryklik uitgestort het op ons, deur Jesus Christus ons verlosser. Nou voorstanders van die doop as saligheidsmiddel kom nie verby die feit hier dat as die doop dan hierdie wat hy van praat, die bad van die wedergeboorte dan die doopbad is. Waarom sê hy dat is uitgestort op ons deur die Here Jesus Christus en die werking van die Heilige Gees? As die doopbad dan die vernuwing is, waarom sê hy dit word ook vir ons gegee deur die ryklike uitstorting van die kruiswerk van Jesus Christus ons verlosser? In die tweede plek sien ons praat daar ook dan van by wedergeboorte deur die doop deur die Heilige Gees. 1 Korintiërs 12 vers 13 sê, en dis ook die werk van die Heilige Gees, want ons almal is deur een Gees gedoop tot een liggaam. Ek gaan verduidelik. Wanneer ek weergebore word en Jesus deur die Heilige Gees of God dan eerder deur die Heilige Gees in my hart kom woon, dan is dit die Gees van God wat my deel maak deur my te vereenselwig, Romeine 6 vers 4, om my te vereenselwig met die dood, die kruisiging, die dood en die opstanding van Jesus. Ek sien myself sterwe. Jesus sê vir die disippels in Johannes 12 vers 50, hy sê ek het gedoop om mee gedoop te word en hoe benoud is ek totdat dit volbring is. Hy praat van sy kruisiging. Hy sê hierdie doop tot die dood is 'n vereenselwiging met jou sondes, sodat ek in jou plek kan sterf en jy jou kan vereenselwig met my, sien sterwe, sien begrawe, sien opstaan. Vir hierdie doop deur die Heilige Gees is die werk van die Gees waar hy jou vereenselwig met soos Jesus sterf, jy ook sterf.
Soos hy begrawe is, jy begrawe is en die ou lewe verby is. 2 Korintiërs 5 vers 17, om in 'n nuwe lewe te kan opstaan. En dis die werk deur die Heilige Gees. Hiervan kan ons duidelik aflei dat die doping deur die Heilige Gees 'n daad is waardeur God ons lede van die liggaam van Christus maak. Ons kinders van God word deel van die liggaam van Christus. Die Heilige Gees is die persoon wat hierdie werk doen wanneer iemand weergebore word. Ons onderskei in die Bybel tussen die doop met die Heilige Gees, en ons sal daarby stil staan by 'n volgende geleentheid, en die doop deur die Heilige Gees. Die doop deur die Gees is wedergeboorte, en die doop met die Heilige Gees is die proses van heiligmaking, waar ek geleidelik eens in hierdie proses, terwyl ek sy lewe, my lewe sien, my lewe verander om te lyk soos hy lyk. En dis die doop met die Heilige Gees. Ons sal daarby stil staan. In die derde plek wil ek aan jou voorhou die ontvangs en die inwoning van die Heilige Gees tydens die daad van wedergeboorte. In die eerste plek 'n paar dinge. Die beloftes aangaande die ontvangs en die inwoning van die Heilige Gees is belangrik om te onderskei. Die beloftes in die Ou Testament aangaande hoe die Heilige Gees die Ou Testamentiese heiliges bewoon het ons reeds behandel. En ons onthou dan dat dit was dat hulle vir 'n tydperk vir 'n spesifieke taak met die Heilige Gees vervul is, en dat dit vir 'n insident was. Nie almal is met die Heilige Gees in die Ou Testament vervul nie, en ook nie vir ewig. Maar wanneer ons in die Nuwe Testament kom, dan sien ons die Here Jesus baie duidelik beloof in die Nuwe Testament, in Johannes 14 vers 16 en 17, ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, hoor nou, om by julle te bly vir hoe lank? Tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie ken nie, en nie kan ontvang nie. Jy ontvang die Heilige Gees nie, net sommer dat jy dit kan gebruik vir jou verheerliking, of vir jou voordeel nie. In die Ou Testament ontvang hulle die Heilige Gees vir 'n spesifieke taak, vir 'n spesifieke tyd. In die Nuwe Testament sê Jesus, ek gaan vir julle die trooster gee, en hy gaan nie per geleentheid by julle wees nie, soos ek per geleentheid by julle was nie. Ek gaan vir ewig hierdie Gees vir julle gee, om in julle te bly vir altyd. En dis baie belangrik om te verstaan by die beloftes aangaande die inwoning en die ontvangs van die Heilige Gees. In Johannes 16 vers 7 sê hy, maar ek sê julle die waarheid, dis vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal ek die trooster nie na julle kom nie, maar ek sal weggaan, dan sal ek hom na julle toe stuur. Petrus maak dieselfde belofte in Handelinge 2 vers 38 en 39, as hy sê, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want die belofte, sê vir die Jode op Pinksterdag, kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom nog sal roep. Hy stuur vir die Jode op Pinksterdag uit met die vervulling met die Heilige Gees, om die boodskap van redding vir hulle kinders, vir die ander Jode te verkondig, sodat die evangelie eendag by my en jou kan kom. Wat die Heilige Gees. Ons wat God nog na hom toe sal roep. Die tweede ding wat belangrik is by die inwoning en die ontvangs van die Heilige Gees, is die belangrikheid van die feit van die Gees wat in ons is. Een van die belangrikste eienskappe
van hierdie dispensasie waarin ons leef, is dat die Heilige Gees in ons kan woon. En ek wil jy moet nou mooi luister. Dis 'n geestelike teenwoordigheid van God in die hart van sy kinders, wat onontbeerlik die werk van Jesus Christus aan die kruis voltooi. Ek gaan dit weer sê. Dis 'n geestelike teenwoordigheid. Hoekom? Dat dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, om vir ewig en vir altyd die mag van sonde te breek, om in die proses hierdie werk van Jesus in jou hart te voltooi. En dis onontbeerlik. Jy kan nie daarsonder nie. So aan die ander woorde, wat sê dit? Jy moet weergebore word. Jy kan nie die lewe van Jesus hê as jy nog lewe met die lewe wat aan sonde slaaf is. En dit beteken nie as jy gered word jy nie meer sonde doen. Maar die Heilige Gees, hoor mooi, bied jou 'n ander lewe. Omdat Jesus vir hierdie ou lewe betaal het en die skuld daarvoor afgehandel het, dat jy nie nodig het om meer 'n slaaf van sonde te hoef te wees nie. Dat Jesus se lewe 'n ander keuse is. En hoe meer jy kies om hierdie lewe van Jesus wat die Heilige Gees in jou hart geskep het, te gehoorsaam, hoe minder sal jy onder die band en die mag van die ou lewe wees. Voorbeeld, as jy 2 honde sou hê, sal die een hond doodgaan as jy vir die ander hond net bly kos gee. En daarom kan ek as kind van God nie vir al 2 lewens kos gee nie. Ek moet die een los en die ander een voed. Sien wat gebeur? En as ek hierdie ou lewe voed, gaan die nuwe lewe skade ly. Dis waarom Jesus sê ons kan nie 2 Here dien nie. Ons kan nie aan 2 Here in ons lewens gehoorsaam wees nie. Daar mag net een op die troon sit. En die geveg in my en jou lewe vandag is tussen Jesus op die troon en Kobus op die troon. Die duiwel het nie meer sê in my lewe nie, maar ek het nou 'n sê in my lewe. En ek besluit dat hierdie lewe wat God my gegee het deur sy inwonende Gees, ek dit gaan los en doen wat ek wil. Dis waarom Paulus skryf in Romeine hoofstuk 7. Die dinge wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Omdat daar 2 gesagsfigure in my lewe is. En ek die Heilige Gees van die troon afhaal, sodat ek daar kan sit. En dit is die proses en ons sal daarby stil staan. Gedurende die lewe van Jesus op aarde, dis belangrik om te verstaan oor die inwoning van die Gees, kon hy slegs tydelik deur 'n beperkte groep mense ondervind word. Onthou 'n bietjie, Jesus is op pad, Jairus kom by hom, en Jairus sê vir hom, Here, u moet by my huis kom, my dogtertjie is siek. En Jesus is op pad na Jairus se huis toe. En onderwyl hy op pad is na Jairus se huis toe, kom daar 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het, en sy sê, as ek net die soem van sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word. Vir daardie oomblik kan Jesus nie by Jairus se dogtertjie wees. Maar hy moet hierdie vrou hanteer. En toe hierdie vrou gesond is, na die hele gesprek, toe kom Jairus sy diensknegt en sê, moenie die Here mee pla nie, die kind is klaar dood. En dis belangrik, dat in ons lewe, dis ook wat voordelig is wat Jesus sê, as ek en jy dieselfde teenwoordigheid van Jesus moes beleef, volgens sonder die Heilige Gees se inwoning,
sal hy dalk besig wees, as ek in my taal sê, met ander mense en nie by my nood uitkom. Maar nou gee hy sy gees. En sy gees kan in almal wees vir ewig. So jy het nie nodig om 'n afspraak soos Jairus met Jesus te maak gedurende sy aardse bediening. Nou woon hy deur sy gees in ons harte in elke kind van God reg deur die wêreld wat hom aangeneem het as sy verlosser en saligmaker. Belangrik van die inwoning van die Heilige Gees, onderstreep die apostel Paulus hierdie twee vrae wat hy in Korintiërs met die Korintiër gemeente hanteer, 1 Korintiërs 3 vers 16 en dan 'n teksvers wat ek nou vir jou gaan lees. Hy sê, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? Besef julle nie dat hy nie nodig het om hier te wees in sy fisiese vorm nie, maar dat julle as die tempel, as die liggaam van Christus, en dis hoekom 1 Korintiërs 12 vers 13 sê, ons word gedoop tot een liggaam, 'n tempel van God, waarin die Heilige Gees in die tempel of in die liggaam van God leef. Verstaan jy hoekom jy Sondag by die kerk moet wees? Want dis die liggaam is by mekaar. Dis hoekom dit belangrik is. Want jy deel in die liggaam. Want die Heilige Gees woon in jou hart, maar jy's deel van die liggaam. En daarom waar die liggaam is, begeer God jy daar moet wees. So terloops. 1 Korintiërs 6 vers 19 sê Paulus, of weet julle nie, dat julle liggame 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is. Wat baie belangrik is aangaande hierdie inwoning van die Heilige Gees, is dat die Vader sy teenwoordigheid in ons deurlopend deur die Heilige Gees openbaar. 1 Johannes hoofstuk 3 vers 24 sê hy, hierin weet ons dat hy in ons bly. Hoe weet jy dat die Heilige Gees in jou bly? Want hy het sy Gees aan jou gegee. So die Vader is deurlopend besig om vir jou sekerheid te gee, dat as jy aan hom behoort en hy in jou bly, is omdat die Gees van God in jou bly. In Johannes 4 vers 13, hieraan weet ons, dat ons in hom bly, en hy in ons, omdat hy ons van sy Gees gegee het. So openbaar die Seun sy teenwoordigheid deur die inwoning van die Heilige Gees. Efesiërs 3 vers 16 en 17, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Die Vader woon in ons, en hy gee vir ons sekerheid. Die Seun gee vir ons die sekerheid, dat hy in ons woon, deur die inwoning van die Heilige Gees. Christus dan ook, selfs verklaar in Johannes 14 vers 23, as hy sê, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, hoor nou, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Saam met die Heilige Gees kom eintlik die hele goddelike drie-eenheid by die mens inwoon. Dis waarom Jesus in Openbaring 3 vers 20 vir die gemeente van Laodicea sê, julle het my uit die kerk uitgerangeer. Julle het al die dinge van die Here besig gewees, maar julle het die Here van die dinge gemis. Ek staan buite julle gemeenskap en ek staan by die deur en ek klop. As iemand
hierdie deur oopmaak, sal ek inkom en by hom woning maak en hy met my. So met ander woorde, sal die Here dalk inkom, behoort hy in te kom? Jy kan dit los, jy kan dit vergeet. Hy sal. Jy moet net die deur oopmaak. Ons Afrikaners het eintlik 'n weird manier om dinge te doen. As jy by my huis klop, dan maak jy die deur en ek sê, kom in. Ek hoef nie te sê kom in nie. Hoekom? Dan maak die deur oop. Die oop deur beteken kom in. Maar ons is oorordentlik. Die oop deur sê kom in. En Jesus sê, as jy my stem hoor en die deur oopmaak, sê daai oopmaak, ek nooi jou in. En ek sal by jou kom bly. En ek sal by jou kom woning maak. 2 Timoteus 1 vers 14, hy sê vir Timoteus, 'n jong dominee van Efese, bewaar jou goeie pad deur die Heilige Gees wat in ons woon. Romeine 8 vers 9 en verder sê, en ek gaan net lees, as julle egter nie in die vlees is nie, maar in die Gees, naamlik as die Gees van God in julle woon, maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die Gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die Gees van hom wat Christus uit die dood opgewek het, in julle woon, dan sal hy ook Christus wat uit die dode opgewek het, en die manier hoe hy Jesus opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur wie? Deur sy Gees wat in julle woon. Jakobus 4 vers 5 sê, of meen julle te vergeefs dat die skrif sê, met jaloersheid begeer die Gees wat in julle woon. Hy gaan nie toelaat, en hy wil nie toelaat, dat die ander man se skoene onder jou bed staan. Hy's met jaloersheid begeer hy, omdat jy hom toegang gegee het tot jou lewe, dat sy skoene onder jou bed sal staan. Want dis hy wat daar woon. En hy sal nie tevrede wees met iemand anders te dan. Dis hoekom daar hierdie konstante stryd is tussen my en die Heilige Gees. Want as hy in my lewe woon, soek hy nie 'n ander man, of 'n ander invloed, of 'n ander krag, of 'n ander persoon op die troon nie. Want hy woon daar. En ons ontvang hom en hy woon in ons. Galasiërs 4 vers 6 sê, en omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestort, deur wie hy roep, Abba, en dit beteken Vader. Dis hy, die Gees in ons harte, wat met pa praat en sê, pa, jou kind praat, jou kind het 'n nood, jou kind is bang, jou kind is bevreesagtig, jou kind weet nie waarheen nie, dis hy wat roep tot die Vader en sê, Here, gee uitkoms. Romeine 8 vertel dieselfde storie. En Johannes 4 vers 4 sê, julle is uit God my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. 1 Johannes 4 vers 15 sê, elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. Johannes 14 vers 20 sê, in die dag sal julle weet dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Johannes 14 vers 15 vers 4. Bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Johannes 17 vers 26 sê, en ek het u naam aan hulle bekend gemaak, en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee u my lief gehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. Kolossense 3 vers 11. Waar daar nie meer Griek en Jood, besnedene, onbesnedene, barbaar, skiet, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal.
Die derde gedagte oor die inwoning en die ontvangs van die Heilige Gees is in wie bly die Heilige Gees van God. En daar's 'n belangrike verskil tussen hy kom bly by jou en in wie kom bly hy. Hy sal nie in jou kom bly as jy hom nie aanneem en jy sy kind is nie. Dis die groot onderskeid. Die Heilige Gees woon in die harte van God se kinders van die oomblik af as hulle weergebore word, Johannes 14 vers 17. Alle kinders van God het dus die Gees in hulle binneste, Kolossense 3 vers 11. As iemand hom nie het nie, sê Romeine 8 vers 9, dan behoort hy nie aan God nie. Die kind van God het dan ook, sal ook weet dat die Heilige Gees in hom is, Johannes 14 vers 17 tot 20. En hy woon dan ook vir altyd, Johannes 14 vers 16, in die hart van die kind van God. Ek sluit af. Die Heilige Gees gee vir jou sekerheid omtrent jou ewige lewe. In Johannes 5 vers 12, 13, 14 sê, hy wat die Seun het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie die lewe nie. Vers 12. Vers 13 sê, ek skryf hierdie ding aan julle, sodat julle kan sê weet dat julle kinders van God is. En kan glo in die naam van die Seun van God. Vers 14, en dit is die vrymoedigheid, dat omdat ons sy kind is, ons met vrymoedigheid na hom kan uitreik en met hom in verhouding kan wees. Hy gee sekerheid. Iemand ontvang die sekerheid van ewige lewe deur die innerlike getuienis van die Heilige Gees. Jy kan maar sê en jy kan maar dit probeer en jy kan maar vir jou stories opmaak en jy kan jouself oortuig, jy sal nie gelukkig wees totdat die Heilige Gees van God sê, jy is God se kind. Want hy moet sê, ek is jou pa. Ek kan nie vir enige pa op die aarde sê, dis my pa nie. Ek kan alleen vir hom sê pa, omdat hy gesê het, ek is sy kind. En daarom gee die Heilige Gees innerlike sekerheid van my ewige lewe. Romeine 5 vers 8 vers 15. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny nie, om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. Die Gees self getuig saam met my gees dat ek 'n kind van God is. Ek maak nou vers 16 persoonlik. Vir die ware kind van God is dit dus onmoontlik om weer onseker te wees. Want dis nie jy wat moet seker wees nie. Dis die Heilige Gees wat vir jou sekerheid gee. Die duiwel kan vir jou sê net wat hy wil, want sekerheid hang nie van jou af. Sekerheid hang af van wat hy sê oor jou lewe. So as jy wil luister vir die duiwel om te sê dat as jy sondig jy verlore gaan, is dit jou saak. Die feit van die saak is, dis nie wat die Heilige Gees sê. Hy sê, jy is my kind. Dis onmoontlik om onseker te wees. Sekerheid van saligheid word ook van die Heilige Gees ontvang, deurdat hy diegene lei wie kinders van God is. Romeine 8 vers 14. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Dis die Heilige Gees wat die neiging tot kwaad in die hart van die sondaar vervang met 'n neiging om God te dien die oomblik as jy gered word. Ek het juist die woord neiging gebruik. Want anders kan die ouens sê en mense sê, o jy sê dat as ek gered word ek sondeloos is. Dit is nie so. Hy gee jou die neiging om die kwaad te verwerp. En hy gee jou die neiging om God te dien, jy kies. Maar dis daar. Van hierdie groot verandering is die kind van God bewus en seker. Sekerheid van saligheid word deur die Heilige Gees ontvang deurdat hy waarborg in ons van ons saligheid en ons veiligheid. Ek gaan nog een teksvers lees.
Efesiërs 1 vers 13 ons het vanmôre gelees. In wie julle, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle nadat julle geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. 2 Korintiërs 1 vers 21. Maar hy wat ons saam met julle bevestig in Christus, en ons gesalf het is God, wat ons ook verseël het, en die Gees as onderpand in ons harte gegee het. Die woord onderpand in hierdie teksvers beteken dat hy die eerste paaiement word wat jou waarborg is. Oomblik as jy 'n kar koop en jy assuransie uitneem, die eerste paaiement is die waarborg dat jou kar verseker is. En die Heilige Gees word daardie waarborg. En daarom gee hy jou sekerheid. Ek is klaar. Ek wil jou vra vanmôre. Gaan nie jou vra om jou hand op te steek nie. Gaan nie jou vra om vorentoe te kom nie. Ek gaan môre net vir jou vanmôre vra. Het jy die sekerheid dat as jy vandag sterf, jy hemel toe gaan? Is jy seker dat jy vandag as jy sterwe, of as Jesus kom, hemel toe gaan? As jy vir my sal sê ja, dan sal ek jou die tweede vraag vra. Indien jy sou sterf en in die hemel kom, en die Here sal vir jou sê, hoekom moet ek jou by hierdie hemelpoort inlaat? Wat sê vir hom sê? Solank jy jou toegang in die eerste persoon antwoord, het jy probleme. Ek het hier aangeneem, ek het die Sondagsgebed gebid, ek het anders gelewe, ek het kerk toe gegaan, ek het mooi geleef, ek het ou tannies op die bus gehelp, ek het dit en ek het dat en ek het dat en al hierdie goed gedoen. Solank jy sê ek het, jy probleem. Jou antwoord sal wees, omdat u gesê het, ek kan ingaan. Hoor jy die verskil? Die rower aan die kruis, toe hulle vir hom vra, hoekom het jy jou toelaat? Toe sê hy, ek weet nie, hy het gesê, kom. Want hy het niks gedoen nie. Hy het net vertrou, toe Jesus vir hom sê, toe hy sê, dink aan my Here, as u in die koninkryk kom, te sê, Here, jy sal vandag saam in die paradys wees. Hy het net aan dit vasgehou. En toe hy in die hemel kom, dink ek was daar 'n opskudding. Hulle vra vir hom, maar hoekom is jy hier? Sê, ek weet. Maar hoeveel ken jy van die Bybel? Nee, ek ken niks. Ek was 'n rower, ek het gesterf, ek was 'n misdadiger. Hoekom is jy hier? Ek weet nie, hy het gesê ek moet hier wees. En daarom maak ek hom die deur oop. Nie wat ek gedoen het nie, maar wat hy gesê het. Omdat hy gedoen het. Kom ons buig ons harte. Bid ons saam. Here, dankie vir u woord. Dankie Here dat ons vanmôre weet dat u alles gedoen het. En dat u begeerig is vanmôre dat ons u kinders kan wees. Daar's niks groter en belangriker, glo ek in my hart as ek na die Bybel kyk. Wat God vir die mens het, is dat die mens die genadige hand van God moet aanneem. Want so lief het God gehad, dat hy sy seun gegee het. Sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dankie dat u vir my gesterf het. Dankie dat u alles gedoen het, dat ek eendag die sekerheid of die toegang tot die hemel kan hê. En dankie dat ek vandag die sekerheid daarvoor het, nie omdat ek iets gedoen het nie, maar omdat u gesê het, jy is my kind. Ek dank u vanmôre, ek aanbid u in Jesus se naam.